Ons gaan nou verder met Kolossense 1. En nou kyk ons na vers 10 en dan gaan ek aanhou lees. Sodat julle waardig, kos wat om vers 9 af, wat ons net weer 'n recap kan kry. Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons gehoor het, om vir julle te bid en te vra, dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil, in alle wysheid en geestelike insig. Ek wil net so 'n oomblik hierso stop nog. Hoorie wat sê Paulus? Hy sê ek bid nie vir herlewing nie. Ek bid nie vir tekens en wonderwerke nie. Ek bid nie vir die gawes van die Heilige Gees nie. Ek bid dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig. Jy sien, hier is Paulus baie duidelik dat die feit van herlewing is nie belangrik nie. Hy sê wat belangrik is die korrekte geestelike insig, die korrekte wysheid en die korrekte kennis. Dan gaan hy aan vers 10, sodat julle waardig die Here mag wandel. Luister, luister wat sê hy, sodat julle waardig die Here mag wandel. Nie dat julle waardig vir die Here mag wandel nie, nie dat julle waardig in die Here mag wandel nie, maar sodat julle, hy sê kom in al die kennis, al die wysheid en al die geestelike insig, sodat julle waardig die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. Hoor jy wat sê Paulus hier? Hy sê jy moet waardig die Here Jesus wandel, sodat jy binne die kennis van God kan groei. Hier trek Paulus 'n baie duidelike punt. Hy sê jy kan absoluut niks sonder en apart van Christus doen nie. Nou kom ons by ons tweede punt van wat die Christelike anti-Kris is, en dit is naamlik die werke van die vlees. Hoekom? Want wat doen die mense om waardig in die Here te wandel, of waardig vir die Here te wandel, of om die Here waardig te wees? In die eerste plek, daar is geen waarde in jou as 'n mens wat vir God kan ondersteun. Daar is geen waardigheid in jou wat God kan komplimenteer nie. Jy is gebore uit die saad van Satan uit as jy ongered is, en daar is niks begeerenswaardig aan dit nie. Maar tog ag die Here jou van hoë waarde as jy een is met Christus. Nou luister wat sê die Here vir ons hier in Kolossense 3, ek het hom voorheen gelees. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is aan die regterhand van God, of waar Christus aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Nou luister, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. En wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Kan jy sien waarna Paulus mik? Hy sê, hoe wandel jy die Here waardig as jy besef dat jou lewe in Christus wat in die hemel is, aan God se regterhand is, as jou lewe in daardie Christus verborge is. Hy sê nie die dinge wat op die aarde is nie, dit is nie die Here waardig wandel nie. Dis die Here onwaardig wandel. Wat sê Paulus? Hy sê, wat is vyandskap met God? Hy sê vlees
is vyandskap met God. Dis nie ek wat dit sê nie, dis Paulus. So as jy gaan in Jesus van Nasaret, en in die tekens, en die wonderwerke, en die doop, en die spreek in tale, en die uitleg in tale, en die profetering, en die woord van kennis, en die woord van wysheid, en die woord van uitleg van tale, en die bestrawing van geeste, en die onderskeiding van geeste, en kragte, en al daai tipe goederse. Dis alles werke van die vlees, en wat op die aarde is, en wat deur Jesus van Nasaret toegepas was. As jy in dit meer belangstel as in enige iets anderster, dan is jy 'n anti-Christ. Want dan het Christus Jesus nog nie daai belangrike punt in jou lewe vervul nie. Want dan wandel jy nie waardig die Here nie, maar waardig jou vlees. Jy sien, jy wandel die Here slegs waardig as jy groei in die kennis van God, en hier sê Paulus vir ons, dit is nie omtrent die werke en die wonderwerke en die uiterlike dinge, manifestaties, weet jy, ek het al gesien, wat mense die vreeslikste goeders doen in die naam van die Here, as sê hulle, maar dis die orde van God, en dis die salwing van die Heilige Gees, ek sê vir jou, snert, absolute snert. God sê, hy is 'n God van orde. Dan kom die karismate met hulle vermetelheid en hulle sê, ja, maar dit is God se orde. God se orde is orde. Is nooit chaos nie. Wil jy vir my sê, iemand wat rondrol en brul soos 'n leeu, dis die Heilige Gees wat dit doen? Iemand wat agtertoe omval en in styftrekkings ingaan en dan sê, woe, dink julle, dis die Heilige Gees? Dink julle, dit is waardig God wandel? Wat moet die engele dink as hulle dit sien? Julle vergeet dat julle getuienis strek tot in die hemel en die engele kyk wat julle doen en daar is 'n hele wolk van getuies om julle om te kyk wat julle doen. Julle wil hierdie belewennisse en hierdie absolute supernatural ervarings hê en jy so geestelik hier en jy so geestelik daar, want jy so in die Jodendom en jy so in die Judaïsme en jy so in die profete en jy so in die feeste van Israel vasgevou. Wat het jy gedoen? Jy het jou geskei van die Christus in wie jou lewe in God verborg is. Dus het jy geword 'n anti-Christ. Jy sien, nou dink die mense, ja, maar as ek nou my sonde bely en ek doen in vasting en gebede, Jana, en ek onneem my van dit en ek gaan hier in Lent en ek doen daai in Lent en donder die Vrydag van die Rooms-Katolieke mag ek nie vleis eet of vis eet nie, ek gaan my nou self straf en nie vleis eet nie, want ek wil by waardigheid in my God kry. Dit gaan nie werk nie. Die enigste waardigheid wat jy by God kry is as jy groei in die kennis van God. Dis nie ek wat dit sê nie, dis die Bybel. Jy kan miskien vir my sê, maar Puna, jy is nou baie arrogant en jy is baie onbeskof. Wel, die Bybel sê bestraf openlik, laat die res kan vrees. Ontbloot hierdie bose goeders onder julle en breek met hulle, stoot hulle uit julle midde uit. Want God is 'n heilige God en hy laat hom nie bespot nie. Kan jy sien waar die anti-Christ inkom? Jy kan jou sonde bely tot jou spoeg en bloed verander. Dit maak jy nie meer waardig vir God nie. Want jy voel so emosioneel lekker na die tyd, en jy vergeet, dit gaan eintlik om gevorm te word na die beeld van die Seun van God, Romeine 8 vanaf vers 28. Jy sien, die Christelike anti-Christ doen alles wat teenstrydig is met die hemelse Christus. Hoor jy wat sê ek? Die Christelike anti-Christ doen alles wat teenstrydig is met die hemelse Christus. Die hemelse Christus het niks met Jesus van Nasaret te doen nie. Die hemelse Christus het niks te doen met jou uitbelewing van die vlees en vleeslike emosies en situasies nie. Hy skep die situasies en die probleme juis in jou lewe, dat jy juis kan kom tot die kennis van God deur die woord van die Here. Wat is nog anti-Christies? Die mense wat vir jou sê, God het vir my gesê, en die gees van die Here het vir my gesê, bog.
God praat nie buite sy seun nie. Luister wat sê die Bybel vir ons in Hebreërs hoofstuk 1. Julle sal hoor, ek gaan baie terug. Die van julle wat my preekie ken, weet, ek gaan altyd terug na die vers toe. Want hy is vir my een van die mees kardinale verse in die Bybel. Luister, Hebreërs 1, vers 1. Nadat God baie keer en op baie maniere en in die ou tyd gespreek het, tot die vaders, deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun of in die Seun. Wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid, die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van die sondes bewerk het, gaan sit het aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Hoor jy, daar kom daai vreeslike term weer uit, gaan sit het aan die regterhand in die majesteit omhoog. Dit verwys nie na Jesus van Nasaret nie. Dit verwys nie na vleeslike dinge nie. Dit sê nie vir jou, besoek die dinge en soek die dinge wat op die aarde is van Jesus van Nasaret nie. Hy sê, soek die dinge wat in die hemel is, daarbo, waar Christus is, aan die regterhand van God. Ekskuus tog. Wat is daai dinge? Ek soek met ander woorde die wysheid en die korrekte geestelike insig van hierdie hemelse Christus wat in die hemel is. Hierdie hemelse Christus in wie my lewe verborge is in God. Met wie ek gesterf het en met wie ek opgestaan het en wie my lewe is. Jy sien, is hoogtyd dat ons werklik hierdie Jesus van Nasaret vat en uit die kerk uitgooi. Want dit gaan nie om Jesus van Nasaret. Ek het vir julle gelees 2 Korintiërs 5:16. Ons ken Christus nie meer na die vlees nie. Maar wat doen die mense? Hulle gebruik hierdie Jesus en hulle neem hom aan as verlosser en saligmaker en dan gooi hulle hom een kant. Dan word hy net 'n vleeslike Jesus van Nasaret, 'n tweede Jesus van Nasaret, wat nou deur my tekens wonderwerke doen, en dan gaan ek meer doen as wat hy gedoen het, en ek gaan groter werke doen as wat hy gedoen het. As daar ooit 'n arrogante uitdrukking is dit. Wat sê Jesus in Johannes 15? Dat sonder my kan julle niks doen nie. Wat sê Paulus? Dat Christus is die hoof bo alle dinge en ons gaan daarby uitkom. Maar sien jy waar die anti-christelike dinge ook inkom, is as ons te veel in die vlees is, te veel in sondebelydenis, te veel in Jodendom en te veel in Joodse feeste, te veel in die profete, te veel in die Ou Testament, te veel van God het gesê en die Gees van die Here het vir my gesê, waar is Christus? Nou wil jy vra, waar is Christus? Nou ek wil vir julle ietsie wys hierso. Nou sien jy, hier is 'n driehoekie. OK? Daar is 'n driehoekie. Daar is die Vader, daar is die Heilige Gees en daar is die Seun. Daar is 'n Triniteit in God. 3 in 1. Christus is die kern van alles. As jy kyk, dat die Vader se hele werking kom in Christus in, en die werking van die Heilige Gees kom in Christus in. Daar is 'n kommunikasie tussen die Vader en die Gees, maar hulle kom in Christus in. Die Vader gaan nie buite Christus met jou praat nie, en die Heilige Gees gaan nie buite Christus met jou praat nie. Want hierdie Christus is die hemelse lewende Christus. Maar nou kyk wat gebeur as ek hierdie hemelse Christus vervang
met 'n aardse Jesus van Nasaret, dan is daar nie meer 'n Triniteit nie. Dan is daar, ek weet nie wat daai is nie, daar's 'n Vader, daar's 'n Gees, ons weet nie wat daai is nie, en ons weet nie wat daai is nie. Dan word hierdie Triniteit skielik nie 'n driehoek nie, maar 'n vierhoek. Kan jy sien? As Christus nie daar is nie, is daar nie 'n kommunikasie van die Vader nie. Want die Vader praat slegs in die Seun. En dit wat die Heilige Gees hoor, is wat Christus van die Vader kry en aan die Heilige Gees gee. Maar haal jy Jesus uit, jy verander die hemelse Christus na Jesus van Nasaret, dan kry jy skielik nie 'n Triniteit nie, maar 'n quadruple, ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie, maar 'n vierhoekie. Vader, Seun, Vader, Gees en sien jy, dan is daar confusion. Dan is daar 'n deurmekaarheid. Kan jy dit sien? Want dan kry jy in effek, jy die Vader, jy die Gees, jy Jesus van Nasaret en jy ek. Waar is die Triniteit? Want haal jy Christus uit, dan kan die Triniteit nie in jou funksioneer nie. Daarom is Christus so sentraal belangrik vir God. Jy kan nie nou in werke en in Jodendom en in Judaïsme ingaan nie, want dan het jy die Vader, en ek weet nie wat is daai, want dan die Heilige Gees gaan nie praat oor Judaïsme in elk geval nie, so ek weet nie wat daai is, ek sê maar is Vader, en sê maar dis maar die duiwel, en dis maar die Jode, en dit is nou maar ek, en daar in die middel is maar die Torah en die Joodse gelowe, maar waar is Christus? Hy is afwesig. Kan jy dit sien? Kan jy sien wat ek probeer vir jou verduidelik met hierdie driehoek? Haal jy Jesus Christus uit die Triniteit uit, en jy vervang Jesus Christus met Jesus van Nasaret, met werke, met Jodendom, met Joodse feeste, en jy begin hierdie valse ding sê van, God het gesê, en die Gees van die Here het gesê, God praat nie apart van Christus nie, hy praat deur Christus. God praat nie deur die Heilige Gees met jou en bypass Jesus nie. Hy praat binne-in, kom ek haal my driehoekie uit. Vader praat in Christus met jou en deur Christus. Christus praat met die Heilige Gees. En dan kom die Heilige Gees en hy openbaar die waaragtige kennis van God in ons. Dan kry jy die konsep waar die Vader met Christus kommunikeer. Dan sê Jesus, en ek sal vat wat die Vader sin is, en ek sal dit aan die Heilige Gees gee, en hy sal dan met julle praat. Hy sal dan vir julle my verheerlik, en vir my openbaar niemand anders nie. So die Vader praat in Christus, Christus praat met die Heilige Gees, en die Heilige Gees praat in jou siel, jou verstand. En as jy kom tot die openbaring van Christus, dan kom jou siel in lyn met die Christus wat in jou is. En as jy in 'n eenheid kom met hierdie Christus wat in jou is, dan wandel jy waardig die Here, jy behaag God in alles, en jy groei in die kennis van God. Kolossense 1:10. Sien jou eenvoudig is die evangelie. Maar nou kompliseer jy dit met die Jodendom, en jy kompliseer dit met shofaars wat hier geblaas word, en jy komplementeer dit met die profete hier, en met 'n profetiese woord daarso, en tekens en wonderwerke hier, en miracles daarso, en herlewing hier, en alles, en sonde, belydenis, en vasting, en gebed. O, Here behoed ons, en jy haal die lewende Christus uit. Dan begin jy Jesus Christus beperk, wat die lewende God is. Die waaragtige, die lewende God, 1 Johannes 5:20.
dan beperk jy hierdie hemelse Christus tot 'n aardse Jesus van Nasaret. Dus is jy 'n anti-Christ. Waar jy teen Christus wat in die hemel is, want jy beskou die vlees as baie belangrik. Is belangriker as Christus, is belangriker as die kennis van God, net solank jy 'n belewenis kan hê en 'n herlewing kan hê en snot en trane kan wegpik elke Woensdag, elke Vrydag en altyd dienste Sondag en nog steeds onveranderd bly in jou onkunde van Christus. Wat sê Paulus? Hulle hoor, maar hulle hoor nie. Hulle hoor, maar hulle luister nie. Hulle kyk, maar hulle sien nie. Dan gaan jy nog steeds dan. Ek hoor, maar ek hoor nie. Ek kyk, maar ek sien nie. En dan dink jy, nou as jy 'n wonderlike kind van die Here, hoe meer snot en trane jy kan uitspoeg. En hoe meer jy in die Jodendom en in tekens en wonderwerke kan vasvat, hoe heiliger is jy. Jammer. Daar is net een heiligheid voor Christus. Voor God, voor die Heilige Gees. En dit is jou absolute eenheid met die Christus in jou. Hy wat in jou leef en hy wat jou lewe is. Enige iets wat jy aan Christus plus, Jesus plus, kom ons vra, wat sê Jesus? O nee, ek wil wees soos Jesus. Jesus plus tekens en wonderwerke. Jesus plus vasting en gebed. Jesus plus die profete. Jesus plus dit. Dan vergeet jy dat Jesus met niks geplus word nie en Jesus deur niks gekomplimenteer word nie. Dis of Christus of dis nie Christus nie. Dis of God wat in Christus met jou praat en Christus met die Heilige Gees, dat die Here deur die Seun en deur die Heilige Gees met jou praat, of dis glad nie God wat met jou praat nie. As jy vir my sê, God het vir my gesê, dan sê ek vir jou, en ek sê vir jou, Paulus sê, jy lieg. Dis nie God nie. Nou ja, ons praat volgende keer verder.